Turn left to stay on Marimba Crescent, then you will arrive at your destination. Hallo. Ek is op soek na Fritz Gaum. Ek ry uit om te gaan gesels met Fritz Gaum. Tref hom aan in die stilste moontlike hoek van 'n lawaaierige kommunale eetsaal in 'n groot aftreeoord in die noordelike voorstede van Kaapstad. Waar begin 'n mens 'n gesprek met Gaum? In 1986 toe hy redakteur geword het van Kerkwoord, of in 2005 toe hy daai pos verlaat het? Of praat ons oor sy besluit tesame met ander om die NG Kerk in 2017 hof toe te neem ten einde die 2016 besluit oor gay verbintenisse tersyde te stel? Wat van die 84-jarige se gesondheid op hierdie punt van sy lewe? Op die ou end, vir meer as 'n uur, gesels ons oor al hierdie dinge. Hier volg 'n uittreksel van daardie gesprek om die Kerkbode profiel oor Fritz Gaum te vergesel. Jy is iemand wat in die openbare domein, jy weet, jy neem deel aan polemiek, nou nog, jy weet, jy skryf in die by, jy neem deel aan debat, en ek dink mens sien by Kerkbode dat jou hele verstaan is dat die kerk moet in die openbaar, op die markplein, soos julle nou altyd sê, deelneem aan gesprek. Jy het al geskryf dat dit gaan nie daaroor om die openbare gesprek te verkerklik nie, maar om dit te verkoninkryk, is die line wat jy gebruik. Verduidelik, hoekom is dit so belangrik vir jou dat dit so uitspeel? En dink jy dis aan die verander? Is dit minder so dat mense 'n kerklike opinie oor elke nuusgebeurtenis wil hoor? Jy weet, dit is die vraag. Dit is na die mate wat die kerk ook van homself laat hoor. En nou het apartheid meegebring, dink ek, dat die kerk het nou baie stommer geraak. Hy doen dalk, of sy doen dalk meer wat 'n kerk behoort te doen as in die verlede. Dit is nou 'n moeilike stelling. Maar die kerk is nie betrokke so erg by die politiek nie, as wat dit 'n tyd lank wel die geval was. Maar ek dink die kerk het 'n absolute rol om te speel in die publieke domein. Anders bly hy stil. En dan word die Anglikaanse kerk nogal, die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk, wat hierso met Kersfees 'n boodskap preek, wat dan wyd en suid aangehaal word. En die NG Kerk word nie eintlik aangehaal nie. Ek wonder hoeveel mense eintlik nou die afgelope tyd het Jan Libbe nou tog wel 'n slag of wat op 'n wakker opgetree en so aan. Maar die kerk in die algemeen is die feit is die kerk het besluit om liewerster saam met ander kerke te praat en nie noodwendig 'n eie stem te laat hoor nie. Wat in 'n sekere sin reg is en goed is. Maar ek dink die NG Kerk het miskien moeilik, dit is 'n moeilike saak, maar ek dink die kerk is nie in die openbare domein. Hy word eintlik nuus gemaak deur sensasionele berigte baie keer. Dit gaan oor goed wat negatief is. Jy bly op hoogte, jy is op die toestel, ek meen, jy's blitsvinnig op e-pos, so jy's nog steeds so, dis nie asof jy nou in 'n aftreeoord weggetree het van nuus nie, jy is nog steeds. Nee, maar dit is so, ek het nog altyd vreeslik belang gestel in die goed wat gebeur en in 'n mate betrokke gewees, selfs die kerk help hof toe te neem, wat ook nou ander omstrede ding is. Kom ons, kan ons 'n bietjie daaroor praat, so in 2017 het jy en ander die kerk hof toe geneem. Jy het 'n boek ook daaroor geskryf, die uitspraak was natuurlik in julle guns gewees in 2019, dit was net voor die algemene synode. En as ek jou boek reg verstaan, die boek se naam is Kerk oor die muur of oor die Rubicon, so jy dit so frame, soos hulle sê. Maar ek sou wou hoor, of jy sê, ek verstaan het reg, dat jy sê, een van die groot uitkomste van daai hofsaak is dat daar regsekerheid is oor hoe appelle in die kerk hanteer moet word. Is verduidelik hoekom jy dit sou uitsonder as 'n uitkoms. Ek dink so, ek dink dit het gebeur. Kyk, ons is baie kwaadlik geneem dat ons na die hof gegaan het. Dit was 'n uiters ongewilde ding om te gedoen het, weet ek, en niemand het dit graag wou doen nie. Het was eintlik gedruk geweest om dit te doen, omdat die kerk in die geval, wel, nou hoe word daar gesê, homoseksualiteit het
kerk het al die suurstof opgeneem, die gesprekke daaroor. Wat in 'n sekere sin waar is, dit was 'n oorheersende saak oor 'n lang tydperk. Maar wat ek nooit kon begryp nie, is dat mense nie die verband sien tussen homoseksualiteit en die kerk se optrede teenoor gay mense en apartheid nie. Dit gaan oor onreg. Dit is nou verskillende Bybel verstaan, dit is waar, daar was ook oor apartheid verskillende maniere om die Bybel te verstaan en tekste aan te haal en so aan. Dit het nou eintlik die geval geword ook met die gay storie. En op die ouend was daar nie 'n keuse eintlik nie. Die kerk het nie, hulle draaie gegooi en toe het ons nou hof toe gegaan met die hele besigheid en dit uiteindelik die saak gewen. Wat goed is in die kerk, ek dink dit het die kerk 'n bietjie 2 keer laat dink oor die hele besigheid en nou is daar besluite geneem oor die gay kwessie wat dink ek nou beter is, maar ook nog nie heeltemal wys dat die kerk gesê het positief praat daaroor en dat hy sê dit is normaal, dit is 'n manier van lewe en as jy nou mooi kyk na die Bybel en wat die Bybel alles wel sê oor verskillende verhoudings en so aan, dan is dit beslis ook in lyn met wat die Bybel uiteindelik sê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, om dit nou maar so te stel. Maar die punt is dat ook nou, en dit is my probleem, die kerk skram steeds weg, die ASM, hulle skram weg, en hulle besluit op 'n call, daar moet 'n formulier geskep word. En ek dink dit is iets van 'n lakmoestoets. Gaan hulle dit nou doen of nie? En ek dink dit is wat hulle eintlik veronderstel is om te doen as hulle uitvoering gee aan die sinodese besluite. So wat jy sê is, na die hofsaak voel jy dat daar was beweging in die rigting wat jy ten minste en baie ander in die kerk voorgehoop het. So Ja. soos ons hier sit, kan burgerlike verbintenisse, jy weet, officieheid word, in van krag gemaak word. Maar dit stop kort van wat jy sê, en een van die goed wat jy wil hê is dat die onderskeid tussen huwelike en trouverbintenisse of burgerlike verbintenisse nie gemaak moet word, dat dit dieselfde ding moet wees. Hoe verstaan jy die argument teen dit? Ja, nee, soos ons dit in die NG Kerk verstaan het deur die jare, is dit so, dis 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou en dit is soos dit is. Daar het 'n verruiming van die siening gekom mettertyd. En die besef dat seksualiteit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie, ek dink, 2 kategorieë noodwendig nie. Daar's 'n verskeidenheid van moontlikhede amper. En 'n mens moet in die geval waar mense 'n lewensverbintenis wil aangaan, moet jy nie vir hulle 'n tweederangse verbintenis toestaan nie. Jy moet dit erken, dit is 'n huwelik, dit is 'n verbintenis, 'n lewensverbintenis wat ook in die naam van die Here en gedoen afgelê word. So ek voel dat die kerk het beweeg, ongetwyfeld. En alhoewel hulle dit baie moeilik sal erken, het die hofsaak gehelp daarmee. Ek hoop nie dit sal ooit weer nodig wees dat daar 'n hofsaak moet wees oor so iets nie, maar dit is tog so dat dit in die geval positief gewerk het op die ouend. Nou het sommige mense gesê dit is eintlik 'n presedent wat geskep is en ons moet kerklike sake kerklik oplos, wat natuurlik 100% is. Maar as dit nou nie in die kerk opgelos word nie, as dit jare sleep, as onreg nou maar voortduur, moet jy dan sê nie, maar die kerk kan nie aangespreek word ook deur die hof en so meer nie. En ek sê dit moet dan gebeur. En dan is die kerk baie verskuldig aan die hof
wat eintlik die evangelie op 'n manier beter verstaan. Jy het dit al vroeër ook gesê dat hoe jy dit verstaan as jy weer die verband met apartheid doen, dan sê jy in die doodsnikke van apartheid het die kerk, die regering of die politici amper begelei weg van apartheid, en wat jy beleef nou met die kwessie van homoseksualiteit en spesifiek nou selfde geslagverbintenis is dat die regering eintlik die kerk moet begelei. Dit is soort van jou analise van die situasie. Jy sê die kerk is eintlik die hoofsaak iets verskuldig. Dis miskien so, maar dan daar's ook konflik in die kerk, wat toegeneem het na die uitspraak, en daar's 'n soort van 'n polarisering binne in die kerk wat erger is nou as voor dit. Wat maak jy daarvan? Dit is so dat ek dink nie dat mense kan sê die saak is nou afgehandel nie. Ek dink dit moet nog die feit van soveel ongelukkigheid in die kerk. Dis absoluut 'n spieelbeeld van die jare rondom aan die begin van hierdie eeu met apartheid. Dis net dieselfde. Die ouens wat hulle verset het daarteen. Ek was destyds in die ASK en ons het hoeveel keer die ASK was toe die ASM van deesdae. Ons het hoeveel keer die mense ontmoet, onder andere van Andries Treunig, en probeer om nou 'n middeweg te vind of iets, maar hulle wou gehad het die besluite van kerk en samelewing moet eintlik net afgesweer word, dit moet verwerp word, dit moet nie enigstens meer van toepassing wees nie. En dit was heeltemal onmoontlik, dit kon nie so gebeur het nie. Soveel soos wat natuurlik jy en ander wat nou dieselfde oortuiging het, jy weet, tuis voel in die kerk, is daar 'n klomp mense wat vervreem voel binne in die kerk, as hulle nie by dieselfde gevolgtrekkings kom vanuit die Bybel nie. En dis natuurlik 'n klomp spanning en 'n klomp vervreemding wat hulle mee beleef. Hoe weerspieël mens dit? Ek wil dit terugbring na 'n media vlak. Hoe weerspieël jy iets van daai polarisasie? Ek wil amper sê, wat doen jy daarmee? Gee mense, want wat nie gewerk het in die koerant nie, is toe hulle dit probeer opstel het as 'n tipe boksgeveg. As in die linkerhoek het ons so en so en in die regterhoek het ons so en so, met die amper naïewe idee dat daar aan die einde van die geveg 'n uitslag gaan wees. Dit is nie my indruk dat mense maklik mekaar oortuig op hierdie goeters nie. Nee. So wat? Nee, dit is baie moeilik. Kyk, dit dateer maar uit die beginjare van Kerkbode. Dat hy, ek meen in die Johannes Du Plessis was 2 keer redakteur gewees. En hy het 2 keer moeilikheid gemaak, veral die tweede keer ook. En op die ouend was dit 'n hele hofsaak en 'n hele storie gewees daaromheen. So dit is so, die geskiedenis was daar mos nou elke keer maar die polemiek van een of ander aard. En dis onvermydelik, dink ek. Ek dink 'n mens moet aanvaar, in die kerk sal daar meningsverskil wees. Jy moet net vir mekaar respekteer en nie vir mekaar blameer nie. En dit op 'n sekere vlak probeer hou. En nie vir mekaar skuldig van allerlei goeters en dat jy eintlik 'n ongelowige is of dat jy die Bybel nou minag of so nie. Dit is mos nou nie so nie. Mense wat verskillende standpunte het, neem regtig die Bybel ernstig op en probeer weet wat sê die Bybel regtig vir ons tyd. Nie 100.000 jaar gelede nie. Wat sê die Bybel vir ons tyd? En dit is moeilik. Ek dink die kerkbode se rol is in die verband. Hy moet nie die gesprek doodsmoor nie. Hoe het jou werk by kerkbode jou perspektief op die kerk gevorm? Die kerkbode was deur die jare vir my 'n baie belangrike publikasie van die NG Kerk. En nou is dit 'n vraag, die feit is dis nou 'n amptelike kerkbode, dis 'n amptelike blad van die kerk. Beteken dit nou dat die kerkbode sy eie standpunte kan stel of nie? Moet hy net weergee wat die synodes en so meer besluit?
En dit is nou 'n goeie vraag om te stel, dink ek. Moet hy slaafs net napraat of moet hy ook 'n kritiese geluid laat hoor? Hy is nie die stem van die kerk nie, natuurlik nie. Maar hy is 'n stem in die kerk. En na die mate wat hy praat soos die kerk wil hê hy moet praat, na daardie mate natuurlik is dit nou vir die kerk goed en reg. Andries Treurnig was op 'n kol 'n baie gewilde kerkbode redakteur. En wat hy geskryf het, sy hoofartikels, is meestal vir die ouens 100% in die kol. Daarna het Willie Libbe natuurlik nou gekom. En Willie Libbe het weer 'n bietjie ver gegaan en daar was toe nou baie reperkussies oor wat hy geskryf het. En nou die interessante is, in die geskiedenis van die kerkbode is daar nou etlike mense soos Johannes Du Plessis en Treurnig en Libbe wat bietjie die grense getoets het en dinge anders benader het miskien as wat normaalweg die geval sou wees. En in die geval van Treurnig het hy 'n nuwe politieke party gestig. In die geval van Libbe het hy 'n nuwe kerk gestig. So dit is nou soos dit gegaan het. Ek wil 'n bietjie iets anders op 'n meer, miskien so uit die mystieke hoek uit sê, van die sê ding wat ek al gehoor het van God kom na ons vermom as ons eie lewe. God comes to us disguised as our own lives. Jy weet, waar is voorbeelde waar jou eie deurleefde ervaring jou eie oortuigings en geloof beïnvloed het? Ek dink as 'n mens nie verander nie, het jy 'n probleem. Ons noem dit ook groei. As Christen groei jy tog. Daar is spreuke wat ek gepreek het toe ek in Kuruman dominee was, lange jare gelede, wat ek nooit weer sal preek so nie. Dit is net eenvoudig so. Daar is dinge wat gebeur ook in 'n mens se eie lewe. Soos jy nou sê, in my geval was 'n siekte en al sulke goeders wat gebeur het. My seun wat gay is, het ook 'n groot effek gehad op hoe 'n mens dinge benader, maar jy verander en jy word waarskynlik milder, hopelik. Dat jy meer geduld het, tog nie ongeduldig geraak nie, wel daar is mense wat hoe ouer, hoe knorriger. Maar dit is so, 'n mens moet, as jy groei in die geloof, dan is dit ook dinge wat langs die pad gebeur, wat vir jou laat verstaan dat dis nie so, alles is nie so eenvoudig nie. Ek dink dis 'n groot ding. Toe ek jonk was, Kuruman se predikant, was dinge baie eenvoudiger vir my, duideliker en klinkklaar en helder. Dit is nie meer so nie. Twyfel is mos maar deel van die geloof. Sonder twyfel is daar nie regte geloof nie. Jy is nie so seker van alles nie. Van sekere goed kan jy gelukkig seker wees en die Here met jou help dat jy steeds seker is en oortuig is oor sekere dinge. Maar daar's ander goed wat jy weet, jou siening voorheen was nie noodwendig die regte siening.